Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel, 'n sport wat ons gesels oor die naweek. Dit is Saterdag en Sondag se sportaksie. Ons help eintlik maar net dat almal kan besluit watter sport het prioriteite, wat gebeur wanneer en dan hoor ons ook wat sê die afrigters en die spelers lekker so 'n bietjie so agter die skerms kyk na wat kan gebeur. Dit is internasionaal en ook in Namibië. So as 'n groot klomp aksie, die groot een waarskynlik daar in Londen speel die Springbokke teen Argentinië. Ons gaan hoor wat sê Eben Etzebeth die speler en Rassie Erasmus die afrigter en dan is daar nog 'n rugby kampioenskap wedstryd. Dit is Scott Robertson van Nieu-Seeland wat ook daar saam gaan gesels. Ook 'n Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan. Johan Ackerman, nuwe afrigter van die Bulls. Ons hoor wat sê hy. Groot wedstryd vir die Bulls in Pretoria teen Leinster. En dan my vroue cricket wêreldbeker, die 50 wêreldbeker wat begin het. Laura Wolfhard, die kaptein van Suid-Afrika se Proteas, gesels ook saam. Dan is dit weer die vinnige motors, dis altyd lekker op 'n Sondag, is dit hierdie keer is dit Singapore Grand Prix, altyd baie interessant en ons man wat weet is MW Welman, so ons gaan hoor wat sê hy. En dan ook Engelse Premier Liga, elkeen het maar sy gunsteling span en daar's van die spanne wat bietjie swaar kry, ander doen 'n bietjie beter, maar dit is Saterdag en Sondag vir Engelse Premier Liga. Ons hoor van twee afrigters, Arne Slot van Liverpool en Regis Lebris van Sunderland. So dit is lekker sportaksie internasionaal en natuurlik gaan ons ook kyk wat in Namibië gebeur. Kom ons kop af, ons hardloop uit die tunnel uit met 'n groot krag rugby kampioenskap. Dit is rugby eerstens, dit is 11:45 Namibië se tyd, is die eerste wedstryd. Hulle speel in Perth, so dis 'n bietjie later as wat ons gewoond is. En dit is die Australië wat tuis speel teen Nieu-Seeland en dit is nog deel van die Bledisloe beker. En dan 'n bietjie later net daarna, so hierdie is eintlik so 'n voorwedstryd, dan se 3 uur die afskoptyd, 3 uur Namibië se tyd. So dit is in Londen wat dit gespeel word. Dit is Suid-Afrika die Springbokke teen Argentinië. Teen daai tyd gaan hulle weet wat om te doen. Waarskynlik is net 'n wen goed genoeg of genoeg vir die Springbokke om die kompetisie dan te wen. So baie op die spel. Klomp Suid-Afrikaners wat daar in natuurlik in Brittanje bly. Klink my dis amper 'n volgepakte Twickenham wat wag vir die Springbokke teen Argentinië. Kom ons hoor wat sê die man wat die beste weet, dis Rassie Erasmus. Hy is die afrigter van die Springbokke. Is baie klomp spelers wat hy kan kies natuurlik en met 'n groot groep. Baie van die bekende spelers of wat baie toetse het is nie in die span nie, maar kom ons hoor wat sê Rassie Erasmus, hoe moeilik dit is om deesdae daai span te kies. Ja, moeilik om 'n span te kies. Dit raak elke week moeiliker. En ons wil graag, ek het gister na die wedstryd minute gekyk van die ouens en obviously ou soos Fab wat net 45 minute gespeel het, maar dan ou soos Krappies wat regtig goed gespeel het, toe hy opgekom het en regtig goed gespeel het. Maar dan Grant is weer terug en hy gee ons 'n bietjie meer opsies op die vleuel en op 9. So nee, is 'n baie moeilike span om te kies. Is jammer van Sous, ongelukkig het hy 'n bietjie familie tragedie daar. En dan dink ons Sous ook 'n kans wou gee, obviously. En ek dink aan die ander kant, die ou soos Handrey, baie mense sal sê maar hoekom speel Handrey nie? Is 10-1 en dis 'n bietjie van 'n waagstuk natuurlik nie, oor ons dink die ander ons kan dit nie doen nie. Maar ons dink wat Sasha en Mani uit hierdie game kan leer, wat ons weet Handrey kan doen, kan vir ons baat wees of baat vind daar uit in die toekoms. Uit lekker ervare ouens rondom hom met en ou soos Jessie wat van die bank afkom en dis so. Ek dink die tyd wat ons gehad het oor dit so kort is om net 2 oefeninge en ons eers Sondag aand gevlieg het en Maandag aand hier aangekom het of Maandagmiddag oggend hier aangekom het, maar eers regtig vandag kon oefen. Dit was een van die redes. En dan trouens maar van die jonger ouens opbou laat hulle een stap na die volgende stap gaan. So wat dit dan afrigter Rassie Erasmus, hy's uitgeslaap, so hy het planne, maar hy het 'n baie sterk span gekies. En net so gedagte ook Siya Kolisi, hy speel sy 98ste toets vir die Springbokke, briljante prestasie. Eben Etzebeth, hy is die eyster daar in die voorspelers, hy's 'n groot man en as ek aan hom gevra het, die impak en die rol van die ondersteuners, Suid-Afrikaners wat daar in Londen bly. Kom ons hoor wat sê Eben Etzebeth. Yeah, obviously last time we played here against a neutral team was the All Blacks, and there was quite a few South Africans. But yeah, we don't go in the week talking about how much support there will be for us or not for us. We just try to focus on the task at hand. Obviously, we know what's at stake, so yeah, we're going to put it into training sessions this week, and hopefully we get a great result this weekend. And if there's a lot of South African supporters, then obviously that's a massive bonus. But yeah, that's definitely not something we talk about or hoping there's going to be a lot of South African supporters. We just want to arrive on Saturday and play a great test match. Maar dan Eben Etzebeth, ja, hy's 'n groot man en hy ondersteuners verseker sal baie beteken vir die Springbokke Saterdag.
Koos oor wat sê Mike Potgieter, ek en Mike het 'n bietjie teruggesit en gesels. Ons wonder ook wat kan gebeur daai Springbokke teen Argentinië. Die Springbokke speel op 'n neutrale veld teen Argentinië. Dis 'n eindstryd hierdie. Die Springbokke daai wen baie op die spel. Maar het 'n sterk span gekies net. Daar's nog kontinuïteit. Rassie Erasmus het die afgelope van die vorige 2 wedstryde wat hulle sukses behaal het, die span omtrent net so behou, hier en daar 'n ervare man ingebring. Maar dit is omtrent so sterk span as wat op die veld kan sit. Ja, en ek moet vir sê, dis effens vreemd om te sien dat Rassie die snoeiskerre weggebere het, want dis net daai 4 veranderings wat hy aangebring het, en dit was amper half noodgedwonge veranderinge as gevolg van 'n beseringkie of 'n kwel hier en daar. Maar dis my lekker om ook te sien dat ten spyte van die feit dat ons gewoond geraak het aan Rassie se veranderings en die ervaring wat hy probeer bewerkstellig het voor die volgende wêreldbeker by spelers, is nou besig om bestendigheid te word. Waar ons wisselvalligheid gehad het, begin ons nou bestendigheid kry. En dis vir my lekker. Ek dink dis 'n goeie ding. Ek dink Suid-Afrikaanse rugby is op 'n baie goeie plek. Ek meen, wanneer laas het jy gesien dat 'n man wat minder as 12 toetse het, word die Springbokke se meeste punte aanbetekener in een wedstryd. En dit sê vir my dat Rassie hulle besig is om die regte ding te doen en daai selfvertroue in hierdie spelers te bewerkstellig wat nodig is. Jy was nou net teruggekom van Europa af en kyk, en hoe lekker gaan dit wees vir al die Suid-Afrikaners wat nou permanent bly in Londen en in die res van die Britse eilande om Twickenham toe te gaan. Klink vir my dit is amper 'n vol stadion. So dit gaan lekker atmosfeer daar wees, en amper 'n tuiswedstryd vir die Springbokke. Ek wou nou sê toe jy sê neutrale veld, ek dink Londen is meer van 'n tuisveld vir die Springbokke as 'n neutrale veld vir Argentinië, maar wat vir my interessant was, want ek het lank opgekrap oor hoekom sal hulle in Londen gaan speel. En vir die Argentyne was dit eens gewees, hulle het die besluit gemaak en gesê, ons wil graag op 'n neutrale veld speel. 1, ons besef ons speel teen wêreldnommer 1 en ook wêreldkampioene. 2, hierdie wedstryd het nou van so 'n aard geraak dat dit is lankal bestem om in Londen en besluit om in Londen te speel. Want vir die Argentyne het dit gegaan oor, ons kan meer kaartjies verkoop in 'n neutrale veld soos Londen, wat vir ons 'n bietjie van 'n wins is in die sak. Dit maak vir my sin, maar dit sê ook vir my dat die Argentyne nie hierdie wedstryd onderskat nie. Vir die plaaslike Suid-Afrikaanse ondersteuners in Londen, hulle gaan opdaag in hulle nommers. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n belangrike wedstryd. Hopelik kan die Springbokke goed doen daar in Londen teen Argentinië. Net weer eens 3 uur is die afskoptyd en dit is Namibië se tyd. Ook Scott Robertson het ons mee gesels natuurlik, en dit is die wedstryd van die All Blacks wat speel in Australië in Perth, en altyd lekker om te hoor wat sê die afrigters, en kom ons hoor wat sê Scott Robertson. Vir my reguit vraag aan hom gevra, wat verwag hy van Australië, veral in Perth? Hierso Scott Robertson. Oh, look, they played some great footy. You could, they'll be hugely motivated for this occasion. It's been a while since they've beaten us, and you know there's a little bit of hype around them. So it's going to be a hell of an occasion. Like last week, just like for us, it was a massive match, and it'll be just the same for them. So as we've talked about our consistencies, one of our focuses to do it back to back and get up for the match. Doesn't matter who we're playing, where we're playing. So there's opportunity this weekend. Dit in die afrigter van Nieu-Seeland, Scott Robertson. Ons bly by rugby, en dis die Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan. Daar's 'n paar wedstryde Saterdag. Is Kondag wat teen Gleneagles speel, so 2:15 is die afskoptyd, maar die grootte is 6:30. Dit is in Pretoria, die Bulls teen Leinster. Nou Leinster is nou so klein bietjie wakker gemaak met 'n swak vertoning teen die Stormers die afgelope naweek. Hulle het 35-0 verloor, so hulle sal waarskynlik baie meer gefokus en beter wees. So moeilike wedstryd vir die Bulls om nou te speel. Maar kom ons hoor wat sê Johan Ackerman. Hy sê afrigter van die Bulls, en wat verwag hy van Leinster? It wasn't good to concede that many points. We're just fortunate that we scored more, but you know, some of the tries was a bit on the easy or soft side. So we know that Leinster is one of the best, well, the best team in this competition. So they definitely got, gonna finish you if they get the same opportunities. So we need to tighten up, and that was a focus for us. Hopefully we can tighten up in 7 days. Dan aan die afrigter van die Bulls, Johan Ackerman, dis die tweede wedstryd maar wat hy in beheer is, maar moeilike wedstryd teen die verdedigende kampioen Leinster daar in Pretoria. Vir die ander wedstryde ook later die dag is dit Munster wat teen Cardiff speel, en dan Sondag is dit ook die Lions wat 'n wegwedstryd speel teen Zebra. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Hy is ons rugbykundige, altyd lekker om met Mike verder te gesels. Nou ons praat ook 'n bietjie Verenigde Rugby Kampioenskap. Maar Verenigde Rugby Kampioenskap gaan voor 2 lekker wedstryde die naweek, Saterdag en Sondag is die tweede ene. Een wat ek uitkyk is die Bulls teen Leinster. Dis wonderlik, die Stormers nou hier ouens nou 'n bietjie te wakker gemaak dat die hulle hande gaan vol het.
Hulle het nie 2 keer met hy 35-0 verloor nie, dit sou jy dink, maar die Bulls is weer 'n ander span om aan te vat, maar dis 'n interessante een daar, Bulls teen Leinster. Ja, ek moet vir jou sê, Arrie, dis vir my altyd interessant wanneer dit kom by Verenigde Rugby Kampioenskap, hoe hierdie spanne aanpas week in week uit, want dis van so kardinale belang dat jy 'n goeie begin het in 'n kompetisie, maar dat jy dit volhou, want die kompetisie word nie gewen na die eerste week nie. Maar 'n span soos Leinster is weliswaar 'n span wat nie sommer dikwels 2 keer na mekaar verloor nie. Vir Suid-Afrikaanse geleedere hoop ek dat die Bulls op tuisveld daai voordeel kan benut. Maar kom ons kyk wat gebeur met Leinster. Ek dink tog die Bulls sal die gunsteling wees. Ja, wat gebeur het in Bulls se wedstryd teen die Ospreys is dat die Bulls was vroeg eintlik redelik 'n paar punte agter gewees. So hulle kan nie bekostig om teen Leinster punte af te staan en nou Leinster het 0 punte gekry in die Kaap. Hulle sal, dit was vernederend eintlik, is eintlik die woord. En ek was by 'n media-konferensie met Leo Cullen, hulle afrigter. Hy het nie woorde gehad nie. So en daai ouens het nog 217 toetscaps, soos hulle in Engels sê, gehad in daai span teen die Storm. Dis 'n slegte span nie. Maar die Bulls aan die ander kant is 'n nuwe seisoen hè. Ek dink hierdie nuwe besem, dis amper sê Jan Ackerman. Dit is wat se naam? Johan. Wat dink jy, dis 'n nuwe besem, Johan Ackerman, is altyd as daar nuwe afrigter kom, is daar 'n lekker gevoel in die kleedkamer. Ja, en ek dink dit sal ook vir hom belangrik wees. Nie net na die vorige wedstryd om 'n goeie begin te gehad het nie, maar om dit te volhou. En ek dink iemand soos Johan Ackerman, ek het die voorreg gehad om 'n onderhoud met hom ook te doen waar hy gesê het, vir my is dit amper, het hy my amper herinner aan die Heineke Meyer era, waar vir Heineke was dit belangrik oor ek ken jou as mens. Ja. So vir hom is dit belangrik om by die Bulls spelers verhoudings te bou. Hy ken Pretoria, hy het daar groot geword, hy het daar gebly, selfs toe hy by die Lions was, het hy op en af gery. So vir hom is dit 'n trotse ding. Ja. En jy kan sien die manier wat die Bulls gespeel het die vorige naweek. Ja, gesukkel, maar daai veggees is weer daar by die Bulls. So ek wil hoop en glo dat daai nuwe besem, aldus Johan Ackerman, is daar om 'n punt te bewys. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n groot Verenigde Rugby Kampioenskap en dit is die Bulls en die Lions wat in aksie is oor die naweek. Maar kom ons wat advertensiebreek, ons vat 'n ruskansie as ons terugkom. Kyk ons wat gebeur in die vroue 50 balbeurt cricket wêreldbeker en ons gaan ook hoor wat sê MW Welman van die vinnige motors, die Singapore Grand Prix en ook daar's ook sokker, Engelse Premierliga. Ons is terug by in die tunnel, ons gesels lekker internasionale sport nog, ons gaan nou kyk wat in Namibië gebeur, en groot krieket, dis die vroue wêreldbeker, 50 balbeurt wêreldbeker, wat gespeel word in Indië en in Sri Lanka, en in Suid-Afrika wat natuurlik ook daar in aksie is, maar Saterdag se wedstryd is dit Sri Lanka teen Australië, Sondag se wedstryd is Indië teen Pakistan. Dit gaan 'n moeilike ene wees vir albei lande, die lande is eintlik nog kwaad vir mekaar, die manspan het nie hand geskit toe hulle onlangs gespeel nie, so dit is Indië teen Pakistan Sondag, en dan Maandag is dit Suid-Afrika wat speel teen Nieu-Seeland. Kom hoor wat sê Laura Wolfhard, sy is die kaptein van die Proteas vroue span en sy praat ook veral oor die weer en die reën daar aan die kant en ook by die manspan, hoe die manspan vir hulle ook motiveer. Yeah, obviously the men winning that World Test Championship is awesome. It's been amazing to see how the country has supported them and how excited everyone was back at home and sort of united to support them in that trophy. So yeah, hopefully we have the chance to do something similar to really get the country behind us in this tournament, and yeah, hopefully we can do something special. And then yeah, obviously a lot of rain around. Gonna have to sort of just be as adaptable as we can. It seems that the apps are quite unpredictable. You don't really know when it's going to rain, even if the app says it's going to rain. So I think we'll just be able to adapt in the game and be able to adapt to whatever comes to us. Dit dan Laura Wolfhard, die kaptein van die Proteas span, sterkte vir hulle ook Maandag 'n groot wedstryd teen Nieu-Seeland.
Kom ons aan die sokkerveld, dis Engelse Premierliga altyd baie opwindend. Dis nou al die 7de week wat op pad is. Daar's al 6 rondes gespeel. Liverpool klou nog vas aan die voorsprong. Hulle het 15 punte. Hulle het verloor die afgelope naweek. Arsenal kort agter hulle. Hulle het 13 punte en dan Crystal Palace 12. Hulle is in die 3de plek en dan van die daar's 3 spanne op 11. Dis Tottenham Hotspur, Sunderland en Bournemouth. So dis baie kompeterend en dit is 'n moeilike ene vir Liverpool die komende naweek. Hulle speel teen Chelsea en dan is dit ook Arsenal wat tuis speel wat 'n kans het om eintlik verby Liverpool te gaan. Maar kom ons kyk gou na Saterdag se wedstryde. Dit is Leeds United teen Tottenham Hotspur. Dit is 1:30. Dan is dit Arsenal teen West Ham. Hulle speel tuis teen West Ham en dan is dit daarna Manchester United wat speel teen Sunderland. 'n Moeilike wedstryd vir Manchester United. Sunderland is 'n bietjie onbekend vir hulle miskien. Kom ons hoor wat sê die afrigter van Sunderland. Dit is Regis Lebris en hy is ook vir hom gevra het hulle genoeg vertroue om al die pad daar by Manchester United te gaan speel. Hier is die afrigter van Sunderland. I don't know. I would see at the end of the game. Playing at Old Trafford demands strong personality, strong character. So I still believe that we'll need to upgrade our performance to be competitive in Manchester. They are strong to create many chances from everywhere, direct play, through, in behind, set pieces with talented players. So it's not needed to explain that have qualities. Now just a question of click, confidence, circumstances, scenario, we don't know. So we don't want to be this team. So for us, the only thing we can control is our way of playing, the way we want to play this game, to face this challenge, being aware that it will be tough. Dan Regis Lebris, die afrigter van Sunderland. Ek glo hulle het genoeg vertroue om daar te gaan speel. Hulle doen goed. Hulle is 5de tans op die punteleer met 11 punte. Manchester United sukkel nog steeds hierdie seisoen 14de met 7 punte. Dan is Saterdag Chelsea teen Liverpool en 'n belangrike ene vir Liverpool. Hulle kan nie bekostig om nog 'n wedstryd te verloor nie, maar baie moeilik om weg te gaan speel teen Chelsea. En dan om alles nog moeiliker te maak vir Liverpool is hulle doelwagter Alisson het 'n besering en daar's 'n baie goeie kans dat hy nie gaan speel nie. Kom ons hoor wat sê Arne Slot, die afrigter van Liverpool, veral oor Alisson. Normally when a player, when he sprints back, feels something and he goes to the floor and doesn't come back onto the pitch. That's, by the way, what did Dave 112 times, being injured and coming back on the pitch without any pain. But our players don't do this. So if my player is on the floor, I 9 out of 10 times fear the worst. And with the worst, I mean that he cannot continue. And that's what happened with Alisson. So yeah, then normally he will not be able to play Saturday. That's 99.9%. I've already said 100%, but let's make it 99.9. But I think it's 100. Dit dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool. Ja, lyk my as hy praat van 99.9%, dan is dit eintlik maar verseker dat Alisson nie gaan speel Saterdag nie. Van die ander wedstryde Sondag is Aston Villa teen Burnley, dis Everton wat speel teen Crystal Palace, Newcastle teen Nottingham Forest en dan Wolverhampton teen Brighton en Brentford speel tuis teen Manchester City. Dis alles Engelse Premierliga, dit is Saterdag en Sondag. Kom ons gaan na die Grand Prix, dit is die Formule 1 Grand Prix reeks wat voortgaan, nog 7 wedrenne wat oor is, dit gaan baie vinnig en dit is Singapore Grand Prix, onder spreiligte in die aand, baie uniek en dit is tans Max Verstappen wat 'n goeie momentum het, dat hy afgelope 2 keer gewen, maar hy is nog 69 punte agter Oscar Piastri. Oscar Piastri het 324 punte, hy het al 7 keer gewen. Lando Norris ook in 'n McLaren 299 punte, hy het al 5 keer gewen. En dan Max Verstappen, hy het die afgelope 2 gewen, so hy het al 4 gewen vir 255 punte. So hy kruip nader, maar hy sal 'n paar gunste nodig hê in hierdie proses om te kyk of hy die McLarens kan vang. George Russell en sy Mercedes-Benz het 212. En so die vervaardigers, is dit McLaren wat waarskynlik hierdie naweek die wen kan beklink. Hulle het 623 punte ver voor Mercedes-Benz op 290. Kom ons hoor wat sê MW Welman, hy is ons kundige op die vinnige motors op Formule 1. Hy is van Megaphone Sport, hierso is MW Welman.
Arie, die naweek keer Formule 1 terug. Dis die Singapore Grand Prix daar by Marina Bay straatbaan. En dis 'n baan wat natuurlik baie berig is. Moeilike omstandighede, die humiditeit is baie hoog, moeilik om verby te vat, baie uitdagend. En die bestuurders is geneig om nogal baie swaar te kry in hierdie wedren. So hierdie jaar vir die eerste keer het die FIA besluit om hierdie wedren as 'n hittegevaar te identifiseer. En dis om seker te maak die bestuurders word nie weer flou soos hulle al in die verlede gedoen het terwyl hulle dit bestuur nie, of hulle word nie siek binne hulle valhelms nie. So dis 'n wesenlike gevaar hier. So hulle word toegelaat om ekstra verkoeling in hulle oorpakke te dra ensovoorts. So dis sal interessant daai deel dop te hou. En natuurlik die wedren, soos ek reeds gesê het, is gewoonlik 'n een-stop wedren, maar die FIA het hierdie jaar besluit om die Kuiper se spoedbeperking te lig van 60 na 80 toe, in 'n poging om die spanne aan te moedig om meer as een keer te stop. Het is nie baie tyd verloor met 'n Kuiper stop nie. Pirelli het ook hulle amper sagste bande gebring, die C3, die C4 en die C5, en die C6 is die heel sagste. So die spanne sal met baie fyn trappe om 'n balans te kry tussen om die wedren klaar te maak en so min as moontlik te stop. Miskien is 'n twee-stop strategie dalk nou meer van 'n werklikheid met die laer Kuiper spoedbeperking, sal maar moet sien, maar die ding is net hierdie wedren gaan alles vat van die spanne. Strategie moet perfek wees. Die bestuurders kan nie bekostig om 'n fout te maak nie. En as jy soos ons gou vir jaar laas week bietjie van 'n breinflou te kry en op die eerste ronde in die muur vasry, kan die hele kampioenskap op sy kop gekeer word. Max Verstappen is nou net 69 punte agter Oscar Piastri. Laas naweek het hy 25 punte opgemaak in een wedren. En Red Bull het die laaste 2 wedrenne gewen, een in Italië en een in Azerbaijan. En die groot vraag is natuurlik, is hierdie nou 'n tipe van 'n terugkeer van Red Bull of is dit maar net 'n bietjie van 'n geluk en gaan McLaren weer hulle totale dominansie kan hervat wat hulle gehad het voor die Italiaanse Grand Prix. Die groot vraag is natuurlik ook of Oscar Piastri en Lando Norris psigies opgewasse is daarteenoor teen iemand soos Max Verstappen wat meedoenloos is te kan kompeteer en of hulle hom gaan toelaat om hulle verby te steek en dan 'n 5de wêreldkampioenskaptitel in 'n ry onder hulle neuse uit te steel. So ek het baie om uit te sien, altyd op winnende wedren, Saterdagmiddag 3 uur, kwalifisering Suid-Afrikaanse tyd en Sondagmiddag 2 uur begin die wedren Suid-Afrikaanse tyd. Baie om uit te sien, ek en my vriend Hendrik Verwoerd sal ek volgende week weer in ons Formule 1 Focus podcast op ons Formule 1 Focus podcast kanaal op YouTube gesels oor wat hierdie naweek gebeur het. Dankie Arie. Ja, dankie MW. Ja, lekker vooruitsig. Dit is die Singapore Grand Prix. Interessant wees om te sien wat Sondag daar gaan gebeur. Net vinnig op Singapore Grand Prix, hulle ry kloksgewys, daar's 19 draaie. En die eerste Grand Prix is al in 1966 gery daar in Singapore. Die baan is 4,9 km lank en hulle ry 62 rondes. En laas jaar het Lando Norris gewen, so interessant wees wat hierdie jaar gebeur. Kos wat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat alles in Namibië gebeur. Ons is terug by in die tunnel, ons gesels lekker internasionale sport en ook Namibiese sport. Klop aksie wat in Namibië plaasvind, ook Namibiërs wat buite die grense gaan deelneem oor die naweek, daar's 'n redelike volume daarvan. En maar ons begin by bergfiets. Dit is een van Namibië se beste sportvroue, dit is Vera Losser. Sy is in aksie in die Momentum Cape Pioneer Trek Adventure. Dit het al 30 September begin, gaan tot die 4 Oktober en is so sterk daarna en haar spanmaat Samantha Sanders van Suid-Afrika. Op stadium was hulle voor gewees. Daar's nog so 'n paar van die skofte wat nog oor is, so sterk vir Vera Losser. Ook in atletiek, dis die wêreld se para-atletiek kampioenskap en dit is in New Delhi wat dit plaasvind. Dit is in Indië. So van die Namibiërs wat daar in aksie is wat Saterdag en Sondag gaan deelneem. Dit is Denzel Namene, hy is in die T44 klas. Ananias Shikongo wat baie bekend is in die T11 afdeling en ook Chris Kinda ook in die T11 en dan is dit Reinhard Lennert wat in aksie is, Johanna Benson in T37 en ook Petrus Karoli in T37. So sterkte vir hulle almal oor die naweek daar in Indië.
Oogbergfiets, dit is in Piet Retief in Mpumalanga in Suid-Afrika. Dis ver van Namibië af. Is daar 'n groep van Namibiërs, daar's 20 fietsryers, dis seuns en meisies onder 14, onder 15 en onder 16. Hulle neem deel aan die FNB skole MTB. Dit is mountainbike of bergfiets liga en so sterkte aan hulle vir daai. Dit is die 4de en die 5de, dit is oor die naweek wat dit plaasvind daar in Mpumalanga. Dan om af te sluit, die golf, is altyd lekker om golf te speel op 'n Saterdag en oor die naweek, dis die Nedbank for Good, dis die finale, dis by Umaya, daar's 25 wenners, hulle is van klubs van reg oor die land, hulle is in aksie, daar was 14 toernooie reg oor die land, nou is die bestes van die bestes daar by Umaya, altyd 'n bederf om by Umaya te speel, so lekker golf speel manne, hoop dit is 'n goeie golfdag, 'n suksesvolle golfdag. Nou dit is dan ons sport, dit is internasionale sport en Namibiese sport waar ons gekyk het in die tonnel. Ek kan nog net een bokser wat ek net wil sterkte toewens. Dit is alipad in Bangkok in Thailand en dit is Abed Shikongo van Namibië. Hy boks daar teen Ruslan Madiev, hy's van Kazakhstan. So is 'n moeilike boksgeveg dis daar in Bangkok. So sterkte daar vir Abed Shikongo en daai boksgeveg. Dit is Saterdag wat dit gaan plaasvind. Nou ja, daarmee volstaan ek eers vir in die tonnel vir hierdie week. Ons gaan weer volgende Vrydag saamgesels. Daar's baie hoogtepunte. Bokke teen Argentinië, die vroue krieket wêreldbeker, daai Engelse Premier Liga met Liverpool en Arsenal. Hulle veg vir die voorste plek en dan in Singapore daai Grand Prix. So dit sal lekker wees om dit te volg. So ons gesels weer volgende Vrydag hier op in die tonnel. Groete en lekker sport naweek.